Maar dit is Singapore 7's, daar's nog 2 oor, na hierdie ene is dit nog in Amerika die laaste ene. Suid-Afrika het eintlik geglip in Hong Kong, nie 'n goeie rekord in Hong Kong nie. 'n Week is nou 'n kort tydjie, maar hopelik kan 'n week 'n groot verskil maak. Die nadeel van as jy 'n swak toernooi gehad het 9de eindig, dan is jy in 'n sterker pool weer, groep vir jou uitspelwedstryde. Argentinië en Groot-Brittanje, 2 moeilike wedstryde wat die Blitsbokke het al Saterdag, maar dink jy dis moontlik vir hulle om na week genoeg tyd om weer hulle koppe te lig? Ek sien daar's 2 nuwe spelers in is. Ja, ek wil net sê, dis die lekker van die sewes is die groep wat Philip Snyman hulle bymekaar gesit het, is daar's 'n geweldige groot sterk korps by die sewes betrokke, so Sebastian Job en David Brits is weer terug in die groep, hulle sluit dan nou by die span aan in Singapore, maar ek moet vir jou sê, ten spyte van die feit, die Blitsbokke het hulle geen guns gedoen om 9de te eindig nie, want hulle het nou so 'n bietjie daai gaping tussen hulle wat tans in die 4de plek is en Argentinië wat dan nou bo is, so bietjie moeiliker gemaak om op te vang oor die volgende 2 toernooie. So hulle gaan definitief in Singapore en in Amerika moet wen, net om te kyk of hulle dalk hier in 'n 2de plek of dalk selfs nog verby Argentinië kan geskuif. Die moeilikheid is jy kom nou te staan in hierdie groep teen die nommer 1 span en dit is Argentinië, soos jy gesê het. En Argentinië moet ek nou vir jou sê, oor die laaste 2 jaar geweldige groot opspraak gemaak in die sewesreeks en die Blitsbokke daarteen het ook regtig deur 'n woestyntydperk gegaan waar dit moeilik is en dis ewe skielik asof ons weer sien dat spelers soos David Brits maak geen geheim daarvan nie. Daar's trots weer in die Springbok sewe stry en dis wat lekker is met hierdie jong spelers wat ook deurkom. Ek onthou van die Kaapstad sewes is Argentinië se spelers is as jy kyk op die veld, lyk of hulle bietjie fisies groter is. Suid-Afrika het baie kleiner spelers, maar hulle groter spelers is nie stadig nie, so hulle het die balans gevind om groter, meer vinnige amper soos Fiji te vind, en dit maak 'n groot verskil. Suid-Afrika het kleiner spelers, maar as hulle nie genoeg bal kry nie, as hulle sukkel om balbesit te kry, dan is dit moeilik om die bal amper te muscle van die ander spanne, want jy is fisies net kleiner. So dit is 'n faktor eintlik. Dit is definitief 'n faktor. Ek dink een van die, as ons so die goue tydperk kan noem, terwyl Paul True by die Blitsbokke was, is spelers soos Frankie Horne, wat fisiese spelers was, groot spelers was, en daarna het ouens soos Kyle Brown hulle saam met hulle begin speel. Alhoewel hulle kleiner was hulle nog steeds daai fisiese faktor gebring. En nou dink ek sit ons eintlik met iemand soos Zane Davids, wat daai enigste sleutelrol vertolk. Ja, hy's sterk, hy's groot, hy's vinnig, maar jy wil amper hê dat daar 'n plaasvervanger vir hom moet wees wat kan opkom en net daai selfe fisiese standaarde kan bring na die spel toe. Beserings is 'n realiteit met al hierdie kort omdraaitye tussen toernooie, is dit ook maar iets wat ons gesien het 'n groot rol speel. Maar daar's jong spelers soos die onder 20s wat deurkom en groot naam maak en groot opwinding op die sewees toernooi bring. Ek dink byvoorbeeld aan Donovan Don wat geweldig vinnig is, wat weer 'n nuwe ander aspek bring. En dis eintlik al 'n voordeel vir my vir die Blitsbokke. Jy weet amper nie half hoe om hulle op te som nie. Daar's ervaring, daar's jong klein spelers wat baie rats is, maar dan sit jy ook met so 'n bietjie krag in.